Hallo. Hallo. Welkom by ons avontuur channel. Ek is Frank vir die van julle wat nou nog nie weet nie. En ek is Annelie. Ons is op pad van die Kalahari af. Ons ry nou weg daar. Ons is op pad Appington toe om diesel in te gooi en dan gaan ons die ring vasmaak op Hot Springs toe. Ons gaan daar kamp vir vanaand. En dan uiteindelik later as ons op pad Grabiese watervalle toe. So ja, ek hoop julle geniet die video. Gaan weet ons het nog busmans in ons land nie, maar hier is een. Ja man, Dan as ek hier daai ja. ja man, hier kom sy nou, wat is dat? Ja man, wat is dat man? Wat is dat man? Ja, wat is dat? Hier man, wat is dat? Oh, kijk daar, wat is dat? Jullie gaan samen kwamen. Kijk maar hier pa. Kijk maar hier pa. Appington se drywe. Hulle het 'n wynplaas ook. Fancy. Kyk, ons het die leeu van Kalahari saamgevat. Hier sit hy ry saam met ons in die kar. Ons het in Kaimus aangekom, of Kaimus. 'n Wynroete. Sien, hulle het ook wyn. Okay, die mooi deel is Ons het langklaas traffic gekry, maar is die kerk ook. Mooi kerk. Alle mapsticks. Dis 40 grade in hierdie Kaimus. Mapsticks. Weer 'n pap wil kry want ons ry alweer met harde bande. Maar ek dink hierdie grondpad is alright. Okay, hier's baie muggies. Ja. so maak ons jag die muggies weg. Okay, so ons sou by die vasmaak gaan kamp het, Hot Springs. Dis hier in die berge, maar op die oomblik is dit 40 grade hier in net buite Kakamas, nee? Kaimus. So toe ons by die slaghuis in Appington aangekom het, was daar vir ons gesê dat ons eerder Camp Kiwi Lodge toe moet kom. Want by riem vasmaak staan nie baie skade weer nie en die water is obviously warm want ons Hot Springs en op die oomblik is dit 40 grade. So en ons het nie gras nie, is net sand. So toe het ons by Camp Kiwi geboek en nou is ons hierso. So hierso is 'n swembad en hulle is teenoor die Oranje rivier. So dis baie nice en ons het ons private ambulance. So dis baie lekker. So ons gaan op die oomblik gaan ons swem en dan as ons terugkom gaan ons weer braai en uitpak en braai en ja. Ons het lekker vleis gekoop van Appington slaghuis. So hopelik is dit lekker as hy julle terugvoering gee. Ons kampwasmasjien. Wat het gespin? Hy gaan nou gespin word, ja. So, daar spin hy wasmasjien aan. En hy word dadelik opgehaal. Ja, sien, hier word hy sommer gedraai ook. Hier sit sommer daar by die tambeldreier. Dan gaan hy tambeldreier toe. Hier is die ander tambeldreier.
Hy wag. Ander tambeldreier wag. Môre, dis die volgende dag. Ons is besig om op te pak. Wel, alles is opgepak, maar Frik is besig om die wiel te change. Wel, plug in te plug. Ons het klaar gestort. Dit is klaar warm hierso. In die agtergrond hoor jy die, want hulle het water van die Oranje rivier. So hulle kan lekker water spuit. En die gras is dan lekker groen. Ons het lekker hierso gekamp. So dankie Ruben vir die voorstel dat ons hierso moet kom kamp in plaas van Rempasmaak. So vandag is ons op pad na Rempasmaak toe. So hierdie plekkie is ook op die pad na Rempasmaak toe. En ek dink dit is so 40 minute se ry dan ons by Rempasmaak. Dit is die Hot Springs plek waar ons sou gekamp het. En ons het toe gisterand besef ons moes actually 2 aande by Rempasmaak gebly het. Want ek wou die volgende dag wou ek na die soos die Hot Springs toe geniet het. Maar ek het nie eintlik hitte in gedagte gehou nie. So ons gaan nou 'n draai maak en dit is al klaar warm, so ek kan nie dink ons gaan swem nie, maar ons sal kyk hoe dit daar lyk. En dan weet ons vir die volgende keer, maar die mense sê ons moet eerder in die winter moet jy daar gaan kamp. So moenie in die somer daar toe gaan nie. Daar is ook niks nie. Dit is wel 'n mooi view en daar is obviously die Hot Springs. So ons is op pad soontoe en dan is ons op pad met 'n detour terug. En dan slaap ons vanaand in Dundee Lodge, want ons 'n plek gekry het met baie kort kennisgewing. So met ons wil nie daar by die pas moet bly, dit is vrek warm. So ja. En dan die dag na dit, Sondag aand, slaap ons in 'n Grafiese watervalle. So dan het ons 'n view van die waterval. So ek kan nie wag nie. Ons het mos gister gestop by Appington Slaghuis. So as jy ooit deur Appington ry, gaan stop daarso en koop jou vleis daar. Dit is lekker, dit is baie lekker. Ons het biltong gekoop. Biltong is baie lekker en droëwors en ook steak en skaapchops. So asseblief gaan stop daarso. Wat het nou gebeur? Te vinnig pap geblaas. Ja, so dan maak ek gelyk toe. En dan kan ek eers weer oppomp. Ja, want jy weet nie die ding opgeblaas nie. Jy wil kort pad vat, hoe vang hy vir jou? Ja, dis waar. Dis wat hitte ander mens doen, jy vat kort paaie. Okay, so hierdie papwiel, weet ons nie regtig waar ons gekry het he? Want dit is nie nou met ons laaste grondpad nie. Ons het hom al geweet uit 'n papwiel van uit Galagadi. Ek dink nog in Galagadi. So een van daai paaie het ons 'n papwiel gegee. Maar Galagadi se paaie is net grondpad. Check die airfilter, want hy mag ook stof opgebou het, want hy het afgeswitch toe ons hom in 'n rad sit gister. Ek kan nie die oorsaak wees nie. Wat doen jy? Of ek stof proef. Hy het die stof in die huisie gehuil nie. Okay, so dan is dit dalk fuel pump related, so dan moet ons maar 'n bietjie hydrauliek olie in die tank gooi as ons weer verby garage gaan. Ons gaan met terugry. Kyk nou toe. Kom maar nou aangaan. Dis seker. Dis net hoe ver is dit voordat ons weer die garage kry? Ek sal moet gaan kyk, maar ek dink dit is ver. Want onthou ons gaan ons nou die ekstra roete ry, deur riem vasmaak aan die kant oor die brug. Dis op, ek kan nog spuit. Weet nie.
niks so stikkend hê. Nee, dit is iets anders gewees. Beteken dit is dalk fuelpomp of hy's gewerk vir die Kaap, so baie hoog. Môre, verskoon my, ek is besig om te ry en dan moet ek verduidelik ook nog, so ek ry sonder 'n hemp want dit is al klaar 32 grade die 9 die oggend. 9 die oggend letterlik, ja, so dit is vrek warm. So ja, ek het gister toe ons by die plek waar ons gisterand geslaap het aangekom en so die laaste sê wat about 4 en 5 ure wat ek al gery gister en die laaste halfuur het ons op 'n grondpad ons nou gery. So ek het die bakkie in 4x4 gesit, 4x4 high. So ja, toe ons nou daar by die plek aangekom het, okay, toe was dit al 42, het jy daar rond omtrent grade buitekant. So ja, toe ek nou die bakkie afgesit het, toe gaan ons van binnekant toe om die sleutel te kry, ons is seker vir 10 minute weg gewees, en ek kom toe terug en ek staar die bakkie. Toe het hy so 'n bietjie langer geswaai as gewoonlik, so hy, daai wat jy die sleutel draai, dan swaai ons nou, voordat hy begin start het. Toe is ek klaar bekommerd, so toe sit ek om in reverse, om nou uit te reverse, toe vrek die bakkie. Toe sê ek van, nou, iets is fout. So, toe dink ek wel, obviously, al rede in 4x4 is, dat hy gebruik nou meer krag. So, toe start ek om weer, sit hom weer terug van park, start hom weer, sit hom in two-wheel drive, sit hom weer so lang geswing, sit hom weer in two-wheel drive, reverse, toe is alright, toe gaan hy. So ja, toe ry ons tot waar ons moet slaap, en wat ek al trek in die skade weer in, laas hom eer dat hy bietjie idle vir so 10 minute, want ek het gedink, miskien hardloop hy bietjie warm. Maar ja, op die temperatuur gauge het hy gewys, hy is nie warm, so die motor self het nie warm geloop nie. Maar ek los hom toe nou maar so bietjie net om af te koel, en sit hom toe af, dink toe niks verder af van die, vanoggend kyk ek vir olie en water, olie is reg, water is 'n klein bietjie water bygeadd, maar ek dink dit is maar normaal, want dit is ongelooflik warm. En ja, toe ek kom start, toe maak hy presies dieselfde, weer lang gevat om te start, weer lang geswing. So ja, ek het toe na terwyl hy nou besig is om te hardloop, terwyl die motor loop, het ek nou die dipstick uitgetrek waar jy jou olie kyk, hy bou nie kompressie op nie, ek het die cap opgemaak, wat sê, waar die water ingaan vir jou radiator, gewoonlik as hy head gasket geblaas het, dan bou hy kompressie op tussen jou oliekant of jou waterkant. So ek het na al twee kante getoets om te kyk of die engine dalk seer gekry het, en hy bou nie kompressie op nie, hy brief ook nie olie uit, so dit is daarom alright, so die motor is fine, so dit geef ons 'n ander opsie, of hy die airfilter is vuil, wat wel nie die geval is nie, want dan sukkel hy om suurstof in te kry, so dis nie die geval nie, so die enigste ander opsie wat ek kan dink is onrede hy dalk gemap is vir die Kaapse lugpartikels, en hy is ons baie op hoë seespieël, so dit kan een van die opsies wees, so hy sukkel om die suurstof te kompres en aan die brand te steek, of hy dalk 'n fuelprobleem, laat die diesel wat ons nou ingooi is dalk nie so skoon soos die Kaapse nie, laat dit dalk is dis dalk so, dis een van daai twee, Of is net baie warm. of dis net baie warm, so ja, ons ry hom nou maar, gelukkig weet ek dis nie 'n engine probleem nie, so ons kan maar ry, ons sal nou maar net kyk wat gaan gebeur, so ja, ons kan dalk probleme op die pad kry, maar ja, ek het 'n toolbox hier, so as ons probleme kry, dan is ons ook reg. So ja, ons kyk maar wat gebeur, maar ons is nou op pad na die Hot Springs toe, ons ry wel op die grondpad, ek het nou weer teruggesit op 4x4, want ek voel baie meer gemakliker, die bakkie is meer stewiger op die grondpad, want jy weet ons ry 80-100 km/h, so ja, so ons hoop ons kan dalk net ons tone nat maak by die warm water, maar ja, ons gaan weer lekker lang stukkie grondpad ry. Ja. So, ons het nie die rem vastmaakplek gemaak nie, ons het omgedraai, soos 2 kilometer weg van hom af, want die bakkie het begin vrek as opdraande ry. So, ons is op pad terug Appington toe, so 1 uur en 20 minute se ry, want ons moet terugry, om na 'n mechanic plek toe te gaan, om te kyk wat fout is. So,
Gaan jy verduidelik wat feit is? Wat jy dink? Ja, toe ons nou die tyres opgepomp het, toe ons afklim van die grondpad af, toe sien ek daar so 'n bietjie nattigheid hier by die tank aan die linkerkantste agterwiel. So ek hoop dit is 'n pypie wat gebars is. Ek hoop dis dit. Wat die ander opsie kan wees is dat die dieselfilter vuil is en die diesel wat ons ingegooi het is vuil. Ja, so as dit die geval is, dan verloor ons R3.500 want ons het letterlik in Appington volgemaak. En is R3.500 se diesel wat ons volgemaak het. So dit beteken ons gaan moet al die diesel moet weggooi en weer nuwe diesel moet ingooi by 'n ander garage wat hopelik skoner diesel het. Maar ja, so kom ons jaag nou Appington toe, want die plek maak 12 uur toe en ons het nou GPS gesien, dit gaan ons gaan 11:15 daar aankom. Ja. En nou sit ons vas agter 'n trok in traffic en jy kan nie overtake nie, dit is 'n gemors. So ja, dit is 'n bietjie van 'n probleempie. Maar ja, ons hoop ons kom daar aan dat die mense ons gaan wil help. 15 minute voordat hulle toemaak. En ja, skus, ek kyk na hierdie auto, 'n baie groot piep kans gevat. 'n baie groot kans gevat om hierdie trok te overtake en dan kom haar karre van voor af. So ja, hulle vat groot kans hier in Appington. Ja. So ja, ons is 'n bietjie op ons senuwees, maar hopelik is dit nie so groot probleem nie. En dan die ander ding is, ons gaan nie teruggaan na die Pasmok toe nie, want dit is 'n uur en 20 minute weer terug in 'n verkeerde rigting waar ons nie gaan, ons gaan dit weer moet terugry. So ons gaan nie die Hot Springs sien nie. Ja, met groot hartseer. Ja. So vandag ry ons net rond en gaan sit en wag vir hulle om dit reg te maak. Ja. So dis nou hartseer, maar dis deel van die trip, is dit nie deel van die pad? Ja, die stres op die pad. Ons gaan op 'n opdraand, maar daar's 'n kar, 'n klein toer wat vol gepak is. En hy's voor ons kan nie verbygaan nie want dit is 'n opdraand. Maar ons gaan letterlik 10 kilos per uur. En die probleem is dis 'n opdraand en ek worry want ek weet as ek opdraande gaan, dan sluk hy lug of wat ook al hy doen, dan vrek die bakkie. So dan gaan ons op die opdraande en ek keer af na tweede rad toe om die refs hoog te kry van as hy wil sluk, laat hy ten minste my refs is hoog. En ek moet soos briektrap op tweede rad en ek kan hom nie afgooi na eerste rad toe nie. Dan breek die gearbox. So ja, dat is 'n bietjie scary geweest. Ek het nou al 3 keer gefrek in een straat. En ons is 650 meter van die plek af, 600 meter. Dus Appington Service Center. Dan gaan hy seker weer vrek by hierdie stopstraat. Fuck. Moet ry, Ek kap net my bak, maar hier is nog verstand. 480 meter. Die parking ook nog kry. Waar is die plek nog aan? Ja, is nog aan. So dit is hier 'n robot. Appington Service Center, okay. Dit moet verby die checkers wees. Blykbaar het die dieselfilter gebreek van al die rattel van die grondpad. Ons is daar weer op pad. Ons het by Appington Service Station reggekom, Service Center reggekom. Dit was toen die diesel filterhousie wat gekraak was. So hulle het daarmee gehad. Een kon gekry en binne 20 minute was dit weer reg in my uitgesit. So die diesel is daarom skoon. Hy het nie die filter vuil gemaak nie. Maar toe het ons eers Spur toe gegaan, lekker milkshake gedrink en kos geëet. En nou is ons op pad. Ons op pad dan die lodge toe. Ons gaan nie weer riem vasmaak toe nie. Dit is net 'n bietjie te ver uit in die dag ook tyd gewys. Is nou 2 uur. So ons kan al inklop daarso. En dan gaan ons in die middag slaapie vat want ons is baie moeg. En op die oomblik is dit 37 grade, maar dit was al 40 grade by 11
kom weer. Maar dit is verskriklik warm. Weet Die jy pad is baie besig, so ons is so 'n bietjie poot uit. Ons ontrok op hierdie pad. ons ry op die N14 op die oomblik, maar die pad is besig. Appington is ook baie besig, die mall is besig. Reën vir die vakansie. Groot druppels en daar is het weer verby. Dit is, Nee, lyk die pad alweer droog. ja, Genade. En hoeveel het dit gedrop? Hoeveel was het net al 60? wow, dit was 38. 38, het is minstens 4 grade gedrop. 34. Ja. Right, ons het nou net lekker middagslaapie gevang en gou duik in die swembad gevat. En nou net lekker geswem, klaar uitgeklim, Annelie is nog in die swembad. Die water is al lekker, maar dit is baie warm hier. Ja, dit is verskriklik warm hierso, so ja. Ek het nou vir die Sissie gevra of ons 'n video kan vat hier van binne af. Sy sê nee, dis reg, ons laat die mense gou vinnig skuif. So. Tog te lekker. Hulle wil net hê ons moet video vat hier binne, so ja. Maar dis 'n baie mooi plek hierdie is netjies. Ek hou gewoonlik nie van lodges nie, want ek hou nie daarvan om aan die agterkant van iemand se jaar te wees nie. Maar ja, hierdie enetjie is nogal nice, beautiful plek. Baie dankie dat julle die video gekyk het. Ek hoop julle het dit geniet. Jammer dat daar nie baie avontuur was nie. Ons het meer maar rondgery om die bakkie weer reg te kry. Maar die volgende video sal daar meer avontuur wees. En ek hoop julle het dit geniet. Bye bye. Bye bye.